Goeienaand. Baie welkom by vanaand se bid hier. Ek wil vanaand net 'n kort skrifgedeelte voorhou. Dan 'n bietjie pad langs gesels en dan wil ek vir ons 'n lied speel as 'n gebed. So vanaand se tema is geloof wat deur liefde dade word. En ek gaan vir ons voorlees uit Galasiërs hoofstuk 5 vanaf vers 1. Paulus skryf hier aan die Galasiërs. Hy sê Christus het ons bevry, sodat ons nou in vryheid kan lewe. Maak seker dat julle vry bly. En moenie weer onder 'n slawejuk vasgebind word nie. Kyk, ek Paulus sê vir julle, as julle laat besluit, as julle laat besny, sal Christus niks vir julle beteken nie. Ek sê dit weer. Elkeen wat besny word, is verplig om die hele wet na te kom. Julle wat deur God vrygespreek wil word, deur die wet te onderhou, het julle van Christus losgemaak. Julle het God se onverdiende goedheid, aan die ander woorde God se genade, verbeur. Wat ons betref, die Gees laat ons uitsien na dit waarop ons hoop, vryspraak deurdat ons glo, soos Abraham. Vir mense wat een met Christus is dit nie belangrik of jy besny is of nie besny is nie. Wat egter wel belangrik is geloof wat deur liefde dade word. Wat belangrik is geloof wat deur liefde dade word. Liewe broers en susters, julle is geroep om in vryheid te lewe. Moet net nie die vryheid misbruik om sondige begeertes te bevredig nie, maar gebruik dit om mekaar met liefde te dien. Die hele wet is saamgevat in een opdrag: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis 'n bekende gedeelte. En hierdie gaan nie net oor die besnydenis nie. Die besnydenis is maar net een aspek daarvan. Paulus wou seker maak dat die Galasiërs wat in die Gees begin het, nie deur wetsonderhouding weer in die vlees eindig nie. Hy sê dit dikwels in sy briewe aan die gemeentes. En onthou, as daar iemand is wat 'n wetstoepasser was, dan was dit Paulus gewees. Oftewel Saul. Maar hy het vrygekom van die wet, want die wet is op sy hart geskrywe. Dis nie dat die wet verbygegaan het nie, maar die nakom van die wet, volgens menslike gebruike, menslike dade, kan vir niemand saligheid bewerk nie. Kan nie vir jou browniepunte gee by God nie. God stel belang in wat in jou hart aangaan. Ons is deesdae so vasgekeer. Daar is soveel leerstellings, soveel, amper wil ek sê, bygelowe wat ingekom het. Ons het nodig om so suiwer vas te hou aan dit wat aan ons verkondig is deur die woord van God. Jesus het gekom om vir ons die prys te betaal. Jesus is die paaslam geslag vir my en vir jou. Ons het nodig om met alles wat ons het vas te hou en te konsentreer op geloof. Die geloof wat in liefde dade word. Deur dit te sê het Paulus ook hier dit baie duidelik gestel, dat hy geensins in kontras staan met Jakobus nie. Onthou, Jakobus het 'n brief geskryf aan die kerk
waarin hy gepraat het van wys my jou geloof en ek wys jou my dade. En baie mense het gedink dit kom daarop neer dat ons gaan deur dade geregverdig word. Maar nee, dit gaan oor geloof en liefde wat dan omskep in dade. Soos Jakobus tereg gesê het, jy kan nie liefde hê nie, jy kan nie geloof en liefde hê sonder dade nie. Maar jy kan nie gered word deur jou dade nie. Hoe goed jou dade ook al mag wees, dit kan vir jou geensins redding verskyn nie. Ons redding kom van God alleen, deur Jesus Christus. Kom ons konsentreer in hierdie tyd om ons geloof te bou en toe te laat dat die Heilige Gees ons lei in God se geregtigheid, sodat ons die volle wet kan nakom deur ons naaste lief te hê soos onsself. En natuurlik om God in waarheid en in gees te aanbid. Ons gaan vanaand 'n tyd in gebed spandeer. En ek wil graag vir julle nou net dis 'n ou, kom ons sê 'n NG liedjie vir die gereformeerdes onder ons. Sal hierdie lied miskien bekend wees. Maar dit is vir my 'n mooi gebed. So kom ons luister saam daarna. Terwijl die stilte laat steeds die lucht my levenspad bestraal. Daar is geen ander hoop of troos vir van die hulpelose lei my die bystand is so kosbaar. Laat ons in ons hart sing en jubel en God se naam verheerlik, want Jesus Christus leef. Kom ons bid saam. Dankie my God, Here, dat U het gekom om ons vry te maak. Vry te maak my God, want ons kan onsself nie vrykoop nie. Ons het nie die vermoë nie.
Ons het nie die vermoë in dade nie, ons het nie die vermoë in ons hart en in ons gees nie. Want ons was vyande van U gewees, my God, totdat U in U genade U hand na ons toe uitgestrek het. En dankie Here vir daardie dag, toe ons Here U stem gehoor het, en daarop gereageer het. Here, ons wil vir mense intree in gebed, wat my God sukkel om in geloof na U toe te kom, wat glo dat hulle allerhande godsdienstige take moet verrig, Here, om erkenning te ontvang, om gered te kan word, terwyl Here, U het gekom en vir ons die prys betaal, absoluut voluit, eenmalig, eens en vir altyd. Laat ons dan in U rus in beweeg, my God. Maar kom en werk in ons, want ons is geskep, ons is nuwe skepsels, geskep in Christus vir goeie werke. Laat ons dan nie moed verloor nie, of gefrustreerd raak nie, my God, maar kom en laat U vrede oor ons daal. U vrede ons bewaar, my God. In hierdie week, terwyl ons, voordat ons weer by mekaar kom, Here, laat U wil geskied, in en deur ons lewe, tot verheerliking van U naam, en U naam alleen. Dankie, my God, vir U voorsiening, U beskerming, U getroue liefde. Dankie, Almagtige, dat U regeer, tot in ewigheid. Dit is ons gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Vrede vir julle. Shalom. Totsiens.